Goeiemôre, dit is Sondag die 24ste Mei en ons vier Pinkster. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. En kom ons kyk wat is die oorsprong van Pinkster. Ons lees daar uit Levitikus 23 vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: die feestuie van die Here, let wel, die feestuie van die Here, nie die feestuie van Israel nie. Die feestuie van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestuie." So hier formuleer die Here vir hulle sekere feestuie, en 'n besondere een daarvan is die fees van weke. In die Ou Testament bekend as Shavuot, wat Hebreëus is vir weke. Oestydfees wat 50 dae na die Paasfees gevier word. Sê dit uit 1 in Levitikus 23 vers 16, tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. So dit is aan die einde van die garsoes en die begin van die graanoes gewees. Dit was oorspronklik 'n fees van dakbetuiging, 'n landboufees wat erkenning gegee het aan die Here wat vir die oes gesorg het, en daarom het hulle die Here geëer as die Heer van die oes met hierdie fees. Israel het hierdie fees gehou en die Jode oor die hele wêreld hou dit vandag nog. So die Jode het nooit as Pinkster gevier nie, hulle glo nie eintlik daarin nie. Hulle gebruik hierdie woord nie, glad nie, maar wel Shavuot, wat beteken weke en vind plaas 7 weke en 1 dag na die Paasfees, soos ons net gesê het. Daar is die dag van Pinkster gevier word, nie aanvanklik 'n Christelike dag nie, maar wel 'n feesdag van God vir Israel, volgens Levitikus 23. So kom ons gaan nou die gebeure beskryf in Handelinge 2. Ons lees daar vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind, dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is die hulle tonge van vuur gesien, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So hier sien ons dat met die dooping van die Heilige Gees die disippels begin praat in ander tale, maar nie die tale wat die tradisionele Pinksterbeweging as 'n gebedstaal sou identifiseer nie. Die tale waarin hulle in die Handelinge 2 gepraat het, was bekende tale wat hulle nooit self aangeleer het nie, maar wat die Heilige Gees deur hulle gespreek het terwille van die nasies wat daar teenwoordig was. Ons baie mense tydens hierdie fees in Jerusalem teenwoordig, en die Heilige Gees het dit nou moontlik gemaak om deur die disippels as 'n bonatuurlike gawe die evangelie te verkondig in tale wat die disippels nooit in hulle lewe aangeleer het nie. So hierdie gebeure in Handelinge 2 verskil dus van die gebedstaal wat deur die Heilige Gees aan gelowiges gegee word, nie die Handelinge 2 nie, maar dit kan nie dat Handelinge 2 nie meer kan gebeur nie. Dit gebeur steeds in ons dag, presies dieselfde. Apostel Paulus sê dat hy in tale spreek en hy dank die Here daarvoor. Tale spreek meer as julle almal saam. Hy begeer dat almal in hulle persoonlike gebedstaal tot God kan spreek met die Heilige Gees wat in die gelowige woon. 1 Korintiërs 14 vers 2 verduidelik hy dit, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. En niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So hier sien ons duidelik die verskil tussen die tale wat op Pinksterdag in Handelinge 2 gespreek is, wat mense verstaan het, teenoor die gelowiges se gebedstaal, wat deur niemand verstaan kan word nie, maar die oorsprong van die beide is dieselfde, die Heilige Gees, en God verstaan dit wat die Gees deur die gelowige praat. Ons gaan aan Handelinge 2, vanaf vers 5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom. Onthou, jy was Jode in Jerusalem gewees uit al die nasies wat gekom het om hierdie fees van weke te vier. En hulle was almal in die war gewees, want almal het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was almal verbaas en verwonderd en gesê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Hulle het mos hierdie mense geken. En hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waar ons gebore is. En dan noem hy 'n hele aantal verskillende dialekte en nasies en tale ensovoorts.
En in vers 11 sê ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En die disippels het gesê wat hulle sê, geweet wat hulle sê nie. En dan was almal verbaas en raadloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, ag, hulle is vol soetwyn. Dit is 'n fenominale bonatuurlike gebeurtenis gewees. Dit word ook algemeen geglo dat hierdie Handelinge 2 gebeurtenis die geboorte van die kerk van Jesus Christus was. Die kerk het in krag gebore is en begin het om disippels te maak en so aan te hou groei en te vermeerder. Dink daaraan, die geboorte van die kerk was bonatuurlik en die groei daarvan was net so bonatuurlik. As ons wil sien dat die koninkryk versprei word deur ons leefwyse, moet ons 'n mentaliteit vir die bonatuurlike ontwikkel. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Dit was bonatuurlik. Heilige Gees was uitgestort by die kerk, gemanifesteer deur tonge van vuur, wat hulle die vermoë gegee het om die evangelie te verkondig in tale wat hulle nooit geken het nie. Dit is bonatuurlik. Die kerk is 'n bonatuurlike entiteit. Die kerk is 'n verbondsverhouding, het 'n verbondsverhouding met 'n bonatuurlike God. Daarom as jy met God wil wandel, moet jy 'n bonatuurlike mentaliteit hê. Ons moet ruimte maak vir die bonatuurlike in ons lewens, want God wil bonatuurlik opdaag in ons lewens, in ons teenwoordigheid. Die profeet het gespreek van 'n verbond, wat baie dieper gaan. Jeremia 31 vers 33. Want dit is die verbond wat ek na die dae in die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dan profeteer Esegiel in Esegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En as hy Moses profeteer hy in Deuteronomium 30 vers 6, en hy sê, die Here jou God sal jou hart besny, nie vir die vlees nie, maar jou hart, en die hart van jou nageslag, en die Here sê jou, om die Here jou God lief te hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Daarom toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, was dit nie onderbreking nie, want het was 'n vervulling gewees. En hier is dit waar Jesus in die storie inpas. Kyk 'n bietjie. Hy sterf op die Paasfees. Hy staan op uit die dood op die fees van Eerstelinge. En 50 dae daarna, op Shavuot, Pinksterdag, stuur hy sy Heilige Gees. Hierdie tydlyn is profeties. En nou pleks van gebooie op kliptafels geskryf, word die wette op lewende harte geskryf. Pinkster is nie net die geboorte van die kerk nie, maar dit is ook die voortsetting van die storie wat by die berg Sinaï begin het vir Israel. Wat eens ekstern was, het nou interne transformasie geword. God gee die wet aan sy volk op Shavuot, en hy stuur die Heilige Gees aan sy disippels op dieselfde dag, ons noem dit Pinksterdag. Op daardie dag in Handelinge 2 was hierdie twee feeste een, omdat die disippels in die boventrek die feest van Shavuot gevier het. Daarom is Pinkster die vervulling van Shavuot. Nou kom ons kyk na 'n aantal parallelle tussen die gee van die wet en die gee van die Heilige Gees. Nommer 1. Die gee van die Torah of die wet maak Israel 'n verbondsgroep met 'n priesterlike roeping. En hy sê in Exodus 19 vers 5, as julle dan terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Nou kom die Heilige Gees en die maak die gelowiges in Jesus Christus 'n verbondsgroep met 'n priesterlike roeping. 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër luister na hierdie, julle wat vroeër geen volk was nie, heidene, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Die parallel tussen die wet, tussen die Heilige Gees, tussen die Jood en tussen die heiden.
Nommer 2, die vuur vergesel die gee van die wet op Sinaï, terwyl tonge van vuur die gee van die Heilige Gees vergesel in Jerusalem. Nommer 3, 'n geestelike huwelik tussen God as die bruidegom en Israel as die bruid, gebeur op Shavuot, en die wet is die huwelikskontrak. 'n geestelike huwelik met Jesus as die bruidegom en sy volgelinge die kerk as die bruid op Pinksterdag, en die Heilige Gees as die bruidegom se geskenk aan sy bruid. Nommer 4, wet was gegee op die berg Sinaï, Heilige Gees is gegee op die berg Sion. Nommer 5, die wet was ekstern op tafels van klip, en die Heilige Gees bring die wet van die eksterne na die binneste, geskryf op die gelowige se hart. Nommer 6, terwyl Moses op Shavuot die wet van God ontvang het, maak Israel 'n goue kalf, en as gevolg daarvan sterf 3000 in die laar. Op Pinksterdag red die verkondiging van die evangelie van Christus Jesus, en 3000 siele word gered. 2 Korintiërs 3 vers 6 wat sê, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. So hulle verbreek die verbond deur 'n goue kalf te maak. Die volgende verdeling, die Pinkster, vier die nuwe fees van eerstelinge, die redding van siele, wat nog altyd God se plan was. Nommer 7, Hebreërs 12 vers 18 beskryf die berg Sinaï met 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm. In antieke Joodse tradisie voeg daar sterk wind by. Op Pinksterdag kom daar 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit die hele huis gevul waar hulle gesit het. Nommer 8, die laaste een. Hierdie storie gaan verder, want by Sinaï het die volk ver weggestaan, want die berg het gebrand, en hulle was bang om nader te kom. God was teenwoordig, maar dit was uiterlik. Op Pinksterdag was die teenwoordigheid nie uiterlik nie, maar het mense se binneste aangeraak. Dis besonders, van God tussen die mense, tot God binne-in die mens. Ons sluit, God se wette moet van buite beweeg na die hart, van die kop af na die hart toe. En dit kan slegs gebeur, wanneer 'n persoon Jesus aanneem en weer gebore word, volgens Johannes 3 vers 5. Mag die Here u seën. Amen.